God bewys egter sy liefde vir ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Hoeveel te meer sal ons dan deur hom van die oordeel gered word, nou dat ons deur sy bloed geregverdig is. Julle kan saam vir my blaai na Romeine hoofstuk 8. Romeine hoofstuk 8 en ons lees vanaf vers 31. Romeine 8 vanaf vers 31. Wat sal ons dan hiervan sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom terwille van ons almal oorgelewer het, hoe sal hy nie ook saam met hom alles aan ons skenk nie? Wie sal die uitverkorenes van God aankla? God is die een wat vryspreek. Wie sal ons veroordeel? Dit is Christus Jesus wat gesterf het, meer nog, wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit, en wat ook vir ons intree. Wat sal ons van die liefde van Christus skei? Swaar kry of benoudheid, of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. Soos daar geskryf staan, terwille van U word ons die hele tyd aan die dood uitgelewer, word ons as slagskape beskou. Maar in dit alles is ons self meer as oorwinnaars deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. Ek is immers daarvan oortuig dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenswoordige, nog toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoogte, nog diepte, nog enigiets anders in die skepping, ons sal kan skei van die liefde van God in Christus Jesus, ons Here. Amen. Vader, ek dank U vir hierdie verse geskryf 2000 jaar terug vir ons. O Heilige Gees, dat U die diepte en die hoogte en die wyte en die grootheid van hierdie genade aan ons sal openbaar vanmôre. Dat in hierdie 8 verse vir ons die wonder van God se liefde opgesluit is. Here, dat ons bemoedig sal word deur die woord vanmôre, dat ons pad verhelder sal word, dat dit soos 'n lig sal wees wat op ons pad skyn en vir ons wys waarheen ons pad is. Kom verhelder ons gedagtes. Kom seën U woord vanmôre. Here Jesus Christus en U vir wie alles en deur wie alles en oor wie alles gaan, mag U vereer word en verheerlik word in hierdie woord vanmôre. Amen. Nou hierdie gedeelte van Romeine 8 vers 31 tot 39 is een van die bekendste gedeeltes in die boek van Romeine. Ons almal ken daardie gedeelte, daardie belangrike woorde, wat sal ons skei van die liefde van God? Wat sal ons skei? En ek wil amper sê dat hierdie 8 verse amper soos die kruin van 'n berg is. Van Romeine 3 vers 21 af is ons besig om 'n berg te klim. En partykeer is dit moeilik, en partykeer kou ons klippe, en partykeer struikel ons op hierdie berg wat ons klim, want dit is moeilik. Romeine 6, Romeine 7 is van die moeilikste gedeeltes wat ons lees. Ons verstaan nie altyd wat Paulus ons sê in Romeine 4 nie, of Romeine 3 selfs. Dit is 'n berg wat ons geklim het. Ons het so aanhoudend gehoor oor die sonde en die wet en al hierdie dinge. Dit is 'n berg en 'n mens wonder, gaan ek ooit enigstens iets moois sien? En so elke nou en dan het ons so 'n bietjie gesien, daar is 'n mooi wêreld wat wag vir ons. In Romeine 8 vers 31 tot 39 is wanneer ons nadat ons daai berg geklim het, daar bo staan en oor die hele skepping kan kyk en sê, dis waar dit gaan. En dit is 'n wonderlike sig. Dit is die moeite werd om deur die moeilikheid van Romeine 3 tot 8 te klim, om by hierdie punt uit te kom. En hierdie gedeelte is vir my so kosbaar. Wat sal ons skei? En Paulus begin net met 'n reeks vrae. Hy vra aanhoudend vra in die laaste gedeelte. En hy begin dit met die vraag: wat sal ons van al hierdie dinge sê? Waarvan praat hy? Wat is al die dinge? In die noue verband, noue konteks, die vers net voor dit,
Hulle wat hy bestem het, het hy geroep, die wat hy geroep het hy vrygespreek, die wat hy vrygespreek het, sal hy ook verheerlik. Maar uiteindelik dink ek, verwys hy na al die dinge wat hy gesê het, van die begin van sy brief af, tot en met nou. Wat sal ons sê van hierdie dinge? Wat sal ons sê oor ons vryspraak? Wat sal ons sê oor ons regverdigmaking? Wat sal ons sê oor die wet en die sonde? Wat sal ons sê oor ons eie lewe wat so gemors partykeer is? Wat sal ons van al hierdie dinge sê? Wat kan ons uitlig uit hierdie hele brief tot dusver? Wat is dit wat die fondasie is van alles wat aan die gang is hier? Waaraan hou ons vas? Wat sal ons van al hierdie dinge sê? En hy som dit so mooi op in daardie paar woorde: as God vir ons is, wie kan teen ons wees? En hy bedoel nie hier dat jy geen vyande het nie. Uiteindelik het ons almal baie vyande. Wie kan teen ons wees? Die hele wêreld. Wie kan teen ons wees? Ons eie vlees. Ons het gesien in hoofstuk 7, ek worstel met my eie vlees. Ek het 'n geveg met my eie gedagtes. Ek het 'n geveg met die wêreld, ek het 'n geveg met die duiwel, ek het 'n geveg met myself, my eie sondes, my eie swakheid, my eie tekortkoming, ek het 'n geveg met al hierdie dinge. Alles is teen my. Maar God is vir my. En dit is die skoonheid van hierdie gedeelte, dit is die mooiheid van wat hy hier sê. Met al hierdie dinge wat teen ons is en teen my is, wat maak dit saak as God vir my is? Sal hulle kan wen? Nee. Gaan my vlees wen? Nee. Alhoewel dit op hierdie oomblik voel asof my sondige aard my onderbring, weet ek dat ons gaan verheerlik word in Christus. En al die gevegte wat ek nou veg in hierdie lewe, al die worstelstryd wat ek deurgaan in hierdie lewe, gaan my nie oorwin nie, en gaan my nie oorweldig nie. Want as God vir my is, wie kan teen my wees? As God vir ons is. Wie staan 'n kans om te wen? En dit is nie asof Paulus sê dat ons is meer as oorwinnaars, omdat ons spesiale kinders is nie. Ons is meer as oorwinnaars, omdat ons sterk in ons geloof staan nie. Ons kyk partykeer na ander gelowiges en ons dink, joh, daai persoon is so sterk in sy geloof, hy sal nooit wankel nie. Ek kan julle beloof, daar is tye, wat selfs vir die sterkste geloofsheld 'n donkerte kom. Wat jy selfs wonder, Here, is dit, gaan ek wen? Gaan ek deur hierdie kom? Selfs pastore. Paulus sê self op 'n stadium, ek het nie perfektheid bereik nie, maar ek stryk myself uit na dit wat vir my voorlê. Hy sê in hoofstuk 6, ek worstel met myself, ek sukkel met myself, sorry, hoofstuk 7. En so, hy grond nie hierdie waarheid, hierdie belangrike boodskap in ons nie. Hy sê in vers 32, hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar om te wille van ons oorgelewer het. Hoe sal hy nie ook saam met hom alles aan ons skenk nie? As God vir ons is, hoe is God vir ons? Dat hy sy enigste geliefde seun vir ons gegee het. Dat hy sy seun oorgelewer het, sodat hy ons kan verlos. As hy dit gedoen het, wie sal teen ons kan wees? Is dit nie die grootste bewys dat God vir ons is nie? Dat God so besorgd is oor jou siel, oor jou hart, oor jou verlossing, dat hy sy eie seun oorgelewer het nie. En hierdie is definitief 'n verwysing terug na Abraham en Isak. Hy gebruik dieselfde woord in Grieks hier, wat in die Griekse ou vertaling gebruik van die Ou Testament. Waar daar gesê word in Genesis 22, dat omrede jy nie jou seun teruggehou het nie. En dis dieselfde ondergrondende woord daar. Jy het jou seun oorgelewer aan my.
Omrede jy bereid was, Abraham, om jou eie seun oor te lewer aan my, sal ek jou seën onder al die kinders van hierdie wêreld. En tog weet ons dat Isak is gered. Isak het nie gesterf nie, want God het ingetree op die regte tyd. Abraham se geloof is getoets op daardie oomblik, maar hy is al klaar vrygespreek voor dit, 17 jaar voor dit. En God sê vir hom, gee jou eie seun. En 'n mens dink dalk dis daarom maar wreed, dat God sou sê, offer jou seun vir my. Maar God het 'n plan gehad met dit. God het aan Abraham gewys wat dit beteken om alles te gee, soos wat God die Vader eendag gaan gee. Want Abraham is op die regte oomblik gestuit en sy seun het geleef. Maar toe God die Vader sy eie seun oorgelewer het, was daar geen ram wat gewag het in sy plek nie. Daar was geen offer wat in hom in sy plek gestaan het nie. Hy is absoluut oorgelewer vir ons. Terwille van ons sonde is hy oorgelewer, sê in Romeine 4. Omrede ons onsself nie kon red nie. Omrede ons sonde te veel is. En so as God self sy eie seun nie gespaar het nie, en hom oorgelewer het terwille van ons, dan is die vraag, hoe kan ons enigstens twyfel dat God vir ons is? Dat God vir ons veg? Daar is 'n versekering wat ons in hierdie vers het, wat ons moet stilmaak in die donker nagte, wanneer ons wonder, Here, is U nog lief vir my? Is ek nog U kind? Is daar nog 'n pad huis toe? Hy het sy enigste seun gegee terwille van jou. Hoekom sal hy nie jou terugbring na hom toe nie? Nadat hy al hierdie dinge gedoen het vir jou, dink jy dat hy jou gaan weggooi, nadat hy sy seun oorgelewer het? En ek wil net bietjie stil staan hier, want party mense kyk na dat hy sy seun oorgelewer, klink dit nie soos 'n vader wat sy eie seun opoffer terwille van ander kinders, en asof Jesus nie 'n keuse gehad het nie. Meeste van die verse in die Nuwe Testament, Galasiërs 1 vers 4, 2 vers 20, Efesiërs 5, 2, 5, 25, Titus 2, 14, 1 Timoteus 2 vers 6, ek het 'n hele lang lys hier. Spreek dat die seun homself oorgelewer het, dat die seun homself gegee het, dat die seun bereid was om alles te gee. Dit is nie asof die Vader vir Jesus hier aan die oor gegryp het en gesê, okay, jy moet dan gaan sterf vir die mense nie. Nee, die Vader en die Seun het in hulle ewigheid besluit, hierdie mense, vir wie ek so lief is, moet gered word. Maar hulle kan nie buite my geregtigheid en heiligheid gered word, tensy daar 'n offer is nie. Tensy daar betaling is vir die sonde wat hulle aanvang, vir die nonsens wat ons elke dag doen nie. En so het die Seun en die Vader in ewigheid besluit, dat die Seun sou sterf terwille van ons. En ten volle die sonde in sy liggaam dra. Hoekom sou ons dan dink, dat enigiets ons uit sy hand uit kan ruk, as hy dit alles vir ons gegee het? Ons het gesien in die vorige hoofstuk, dat hy dit voor die grondlegging van die wêreld al besluit het, om ons so te red. Sy enigste seun het hy gegee vir jou. Uit hierdie, wie sal teen ons wees, bring hy dan 3 vyande. Wie sal die uitverkorenes van God aankla? Vra hy. Wie sal hulle aankla? Dit was die hoofrede in Romeine 3 vers 21 tot 5 vers 21. Wat maak ons geregtig? Wat verklaar ons regverdigheid voor God? Hoekom kan ek en jy vanmôre by hierdie tafel welkom wees? Hoekom kan ons voor 'n heilige God staan en nie onmiddellik vernietig word nie? Hoekom nadat die sonde wat ek gister gedoen het, het ek vanmôre nog opgestaan?
Hoekom het 'n regverdige, heilige God my nie onmiddellik gestraf vir dit wat in my lewe verkeerd is nie? Want hy is by magte en by regte om ons tot die uiterste te verdoem vir dit wat ons gedoen het en gesê het, en hoe ons lewe leef volgens ons eie wil, asof ons die heersers van ons lewens is, ons eie begeertes voer. Ons het gesien in die begin van Romeine, wie is regverdig? Niemand soek vir God nie, selfs nie een nie. En elkeen van ons staan skuldig voor die heilige God. En so daar is baie aanklagte teen ons vanmôre. Wie kan my aankla? Ek kla myself aan. Wie kan my aankla? Sekere mense wat my ken kan my aankla. Wie kan my aankla? Die duiwel kan my aankla. Die Satan self. En ek het al voorheen genoem, maar ek noem dit terwille van hulle wat dalk nie hier was nie. Die rol van die Satan in die Bybel is nie om jou pak slaag te gee of jou te klap nie. Die rol van die Satan in die Bybel is om voor God se troon te staan en te sê, kyk nou net wat hy daai kant aangevang. Kyk wat so nonsens het Rudolf nou gedoen. U behoort om te straf as hy heilig is. U behoort om te straf as hy regverdig is. Hy is die aanklaer van die gelowiges. Dit is sy werk. Jy sien dit in Job. Hy kom voor God en sê, wel, Job is dalk okay nou, maar trek bietjie jy hand weg van hom af en kyk of hy nog steeds gaan aanbid. Dis die rol van die Satan. Om jou aan te kla. In Openbaring 12 sien ons hierdie lofgedig, die verlossing behoort aan die Here, want die aanklaer van die broers is neergewerp op die aarde. Die aanklaer. Dit is wat Satan beteken, die aanklaer. Die een wat teen ons staan. En so wie sal ons aankla? Want die antwoord is hier, God is die een wat vryspreek. As God dan die regter is, en hy is die een wat ons regverdig maak in Christus, wie is daar wat teen hom kan staan en sê, kyk nou net wat se nonsens het Rudolf aangevang, u moet hom straf. En dan sê God self, maar ek het hom vrygespreek. Daar is 'n voorbeeld vir ons in die Ou Testament. In Sagaria. Om die brilletjies aankom. Sagaria 3 vers 1. Toe het hy die hoëpriester Josua aan my gewys, en hy staan voor die engel van die Here, met Satan wat hom aankla aan sy regterhand. Daar staan Josua, hy is die hoëpriester. Hy is veronderstel om die heiligste te wees onder die volk. En hy staan voor God, voor die engel van die Here, en die wat die Bybel goed genoeg ken, is Christus. En die Satan staan aan die regterhand en sê, maar kyk nou net die velklere wat hierdie ou aan het. Kyk hoeveel sonde het hy, kyk hoe sondaar is hy. Luister na wat die Here sê. En die Here sê aan Satan, die Here straf jou, Satan. Die Here wat Jerusalem verkies het, sal jou straf. Is hierdie man nie 'n stuk brandhout wat uit die vuur geruk is nie? En dan gaan die gedeelte verder waar die engel sê, trek vir hom nuwe klere aan. Trek daai vuil klere uit. Ek het hom vrygespreek, ek het sy sonde vergewe. En dit is waarna Paulus verwys hier in Romeine. Wie sal ons aankla? God self spreek ons vry. Nie ek, of die kerk, of die duiwel kan jou aankla nie. Nou, gaan kyk asseblief die vorige klomp preke oor Romeine 7. Ek sê nie jy kan doen wat jy wil en sondig soos wat jy wil en nie tereggewys word nie. Natuurlik, as jy sonde doen, gaan ek vir jou sê, jy het sonde gedoen. En ons moet mekaar in check hou. Dit is nie waarvan hy praat nie. Die aankla hier is om te sê, u behoort in u heiligheid en regverdigheid hom te verdoem vir die sonde wat hy gedoen het. Dis die aanklag. Ons belydenis is dan voor God dat ek in Christus vergewe is. En nie aangaan met my nonsens nie. Hy gee nie vir ons lisensie om te sondig nie. Dis Romeine 7, gaan lees dit. Maar as jy op enige oomblik voel,
Here, is ek nog welkom in die huis na wat ek aangevang het? En ek kan myself nie eens vergewe nie. Kyk na Christus. Wie sal jou aankla? Het jy gesondig? Absoluut. Verdien jy die straf? Natuurlik. Gaan jy die gevolge dra daarvan in hierdie lewe? Somtyds. Maar dit gaan nie op jou verdoemenis uitloop nie. Daar is vergifnis. Daar is vryspraak. Daar is genade. Want die tweede vyand is die een wat veroordeel. Wie sal ons veroordeel? Wie sal ons veroordeel? En ek dink Paulus verwys hier hoofsaaklik na daardie groep mense wat hy praat van in die vorige hoofstukke. Hulle wat wil sê, jy moet besny wees. Hulle wat allerlei dinge kom en sê, jy moet dit en dit en dit bydoen. Dit is, jou geloof in Christus is nie genoeg nie, jy moet amper 'n Israeliet word. Besny jouself, gebruik die naam Yeshua in steede van Jesus. En allerlei dinge wat mense vandag nou sien ook. So nee, jy moet op 'n spesifieke manier 'n Christen wees. Op my manier. En as jy dit nie is nie, veroordeel ek jou. Almal buite die AGS is ongered. Almal by die NG Kerk is ongered. Almal buite die Romeinse Katolieke Kerk is ongered. Almal buite hierdie kerk is ongered. Jy word veroordeel gebaseer nie op jou geloof in Christus nie, maar veroordeel omrede mense besluit het om allerlei dinge by te voeg. En Paulus sê, wie kan ons veroordeel? En hy gaan oor dit praat in die latere hoofstukke. Hoekom veroordeel jy iemand oor wat hy eet? As daai ou ribs wil eet, laat hy ribs eet. As die ander ou dink dit is sonde om vleis te eet, moet hom nie forceer om vleis te eet nie. Maar moet my ook nie forceer om nie vleis te eet nie. Dit gaan beide kante toe. Hoekom mekaar veroordeel oor wat se dae jy kerk toe gaan? Hierdie kerke wat deesdae sê, nee, ons moet die Sabbat terugbring, ons moet Saterdag kerk hou, die Sabbat heilig. As ons dit nie doen nie, dan is ons veroordeel. Nee, wie kan ons veroordeel? So die aanklag is teen ons sonde, die veroordeling is oor ons praktyk en ons geloof. Wie kan ons veroordeel? En dan gee Paulus vir ons hierdie mooi antwoord. Dit is Christus Jesus wat gesterf het. Hy gee 'n viervoudige antwoord. Jesus Christus wat gesterf het. Meer as dit, sê hy. Nog meer as dit. Nie net het hy gesterf nie. Hy het opgestaan. Nie net het hy opgestaan nie, hy het gaan sit aan die regterhand van God die Vader. Nie net sit hy aan die regterhand van God die Vader nie, hy tree in vir my by God die Vader. Probeer my te veroordeel en ek gee vir jou die advokaat wat vir my intree. En hy gaan sê, ek het vir hom gesterf, ek het vir hom opgestaan, ek het kom sit hier langs my Vader en ek sal seker maak dat hy nie hel toe gaan nie. So wie ook al my wil veroordeel, gaan praat met Jesus. Hy het 'n ander antwoord. En juist dit is 'n opsomming van, ons het dit in Romeine 5 vers 6 gelees, ek lees dit weer vir ons, laat ons herinner word aan hierdie evangelie. Romeine 5 vers 6. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die regte tyd vir goddeloses gesterf. Wie was ons? Goddeloos. Hy het gesterf vir ons nog voordat ons gelowig was. Terwyl ons nog goddeloos was, het hy gesterf. God bewys egter sy liefde vir ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Toe ons goddeloos was, toe ons sondaars was. Hoeveel te meer sal ons dan deur hom van die oordeel gered word, nou dat ons deur sy bloed geregverdig is? As ons, toe ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, hoeveel te meer sal ons deur sy lewe verlos word, nou dat ons met hom versoen is?
Maar dis nie al nie. Ons vind ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons die versoening ontvang het. Wie kan ons veroordeel? Christus self het gesterf. Hy het gesterf terwyl ek goddeloos was, hy het gesterf terwyl ek sondaar was, hy het gesterf vir my terwyl ek nog sy vyand is. Hy was lief vir my nog voordat ek hom geken het. En terwille van daardie liefde en omrede hy my so lief gehad het met 'n liefde wat nie weggeneem kan word nie, het hy gesterf vir my, sodat ek nie meer goddeloos is nie, sodat ek nie meer sondaar is nie, sodat ek nie meer vyand is nie. Maar nou is ons wat? Kinders van God. Hoekom sal hy nie alles vir ons gee nie? Hoekom sal hy nie al die dinge vir ons gee nie? En weet julle wat is die grootste geskenk wat hy in Romeine vir ons sê, wat aan ons gegee is? Maar julle het ontvang die gees van aanneming, deur wie julle roep, Abba Vader. In die vers net voor wat ek nou net gelees het. Maar God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees vir ons te gee. Deur die Heilige Gees vir ons te gee. En omrede ons die Heilige Gees ontvang het, weet ons daar is niemand wat ons kan aankla of veroordeel nie. Hy sê dan verder, die derde vyand, die derde vraag, wat sal ons skei van die liefde van Christus? Daar kom die groot vraag. Na al hierdie dinge, wat sal ons skei van die liefde van Christus? En dit is 'n vraag wat ons baie keer vra, dit is 'n vraag wat die skrywers van die Bybel baie keer vra. Ons gaan nie die eerstes is wat baie keer vra, Here, is daar iets wat tussen my en U staan vanmôre nie? Ek lees net een voorbeeld uit die Psalms, maar daar is baie van hulle. Psalm 77 vers 8. Sal die Here ons dan vir ewig verstoot en ons nooit weer aanvaar nie? Is dit vir altyd die einde van sy troue liefde? Het sy boodskappe van geslag tot einde gekom? Het God vergeet om genadig te wees, of het hy in sy toorn sy ontferming opgehef? Hierdie is 'n hulpkreet wat deur die Psalms trek. Die profete vra dit aanhoudend en sê, hoe lank nog, Here? Dit voel asof U ons weggegooi het, dit voel asof ons nooit weer U liefde gaan ervaar nie. En ek weet self, dat ons baie keer in so 'n diep gat val in ons eie lewens, in ons depressie, in ons swakheid, wat ons voel, Here, ek dink nie U het my meer lief nie, ek dink nie U kan my lief hê nie, ek het myself nie eens lief nie. Dit voel asof daar 'n skeidsmuur tussen my en U is. Ons sê dit baie keer in die manier wanneer ons sê, dit voel asof ek teen 'n plafon bid. My gebed kom net tot by daai plafon en nie verder nie. Dis asof daar iets is tussen my en hom. Is ek nog welkom by U? Here, ek wil nie vandag kerk toe gaan nie, want ek voel nie reg nie. Here, ek wil nie vandag kerk toe kom nie, want my lewe is gemors. Ek wil nie daar in die kerk gaan sit en skyn heilig lyk asof my lewe perfek is nie. Broer en suster, jy kom sit nie in die kerk omrede jy perfek is nie. Ons kom sit in die kerk omrede ons weet ons is nie perfek in onsself nie. Dit is hier waar die genade van God geopenbaar word aan jou. Dit is hier waar jy tuis kom by die Vader se huis. Wanneer jy herinner kan word vanmôre dat God se liefde vir jou is nie gebaseer op jou performance nie. Jy is nie besig met 'n performance review soos wat ons by die werk is nie. Doen ek nog alles reg? Want die antwoord gaan altyd wees, nee, jy kan beter doen. Ek weet ek kan beter doen. Kan ek meer Bybel lees? Absoluut. Kan ek meer bid? Definitief.
Kan ek meer heilig wees? Ja. Kan ek meer doen vir die armes? Absoluut. Kan ek meer doen vir dit? Yes, daar's altyd 'n tekortkoming in my lewe. Maar dit is nie waarop die liefde van God gebaseer is nie. En so vir jou wat vanmôre wonder, Here, het U my nog lief? Het U vir ewig die genade van my onttrek? Is daar geen meer hoop nie? Is die antwoord, daar is niks wat ons skei van die liefde wat ons in Christus het nie. Niks. Sê as daar swaar kry, of benoudheid, of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. En hier is dinge wat gebeur met die gelowiges. As 'n mens jouself indink in hierdie eerste paar eeue van die kerk, veral in die eerste eeu in Rome, jy het jou huis en alles verloor as hulle uitgevind het jy's 'n Christen. Dit was nie altyd so nie, daar was tye waar daar hewe vervolging is, en dan tye wat hulle maar okay is met jou. Maar as jy in 'n klein dorpie gebly het, en die oes het nie sy oes gelewer nie, het hulle jou eerste geblameer. Hulle het eers na die Christene toe gaan en gesê, dis omdat julle nie offers aan die gode bring nie, dat ons oes nie gelewer is nie. En nou is ons almal in hongerte, en ons almal is in droogte, en dit is julle skuld. En hulle is uitgejaag uit die dorp uit. En so vir hierdie mense is dit 'n realiteit. Ons lewe dalk te gemaklik. Ons kan besluit wanneer ons wil kerk toe gaan of nie kerk toe gaan nie. Dit maak nie vir ons saak nie, dit is nie 'n storie van lewe of dood nie. Maar vir hierdie mense was dit 'n realiteit. Vir ander mense in die wêreld is dit 'n realiteit. Daar is plekke in die wêreld waar daar nog steeds vervolging is. Waar dit gevaarlik is om kerk toe te gaan op 'n Sondag. Waar dit gevaarlik is om die naam van Christus te noem. En soms kan 'n mens voel dat met al hierdie dinge wat rondom my aangaan, is dit nog die moeite werd? Het God ons nie net verlaat nie? En dan sê hy die woorde: ons is meer as oorwinnaars deur hom wat sy liefde aan ons gegee het. Meer as oorwinnaars. Hier is 'n roeping om te sê dat ons nie oor die weddenstreep kruip nie. Ons moet nie net aan die ander kant aankom, moeg hardloop, uitgeput, asof ons net gemaak het nie. Nee, ons is meer as oorwinnaars. Dit is nie net dat ons die wedloop voltooi nie, ons ontvang Christus as die prys. 'n heerlike, fantastiese, waardevolle prys. Meer as oorwinnaars is wanneer ons Springbokke Wallis 73-0 wen. Ons het hulle nie net gewen nie, ons het hulle gewen. As ons hulle met 'n punt gewen het, ons nog steeds gewen, maar net. Hierdie is ons is meer as oorwinnaars. Ons het vir jou gewys, jy weet nie wat ons weet nie. Ons is in al hierdie dinge, al hierdie swaar kry, al hierdie benoudheid, al hierdie vervolging, al hierdie dinge, meer as oorwinnaars. Want die ergste wat die wêreld aan ons kan doen, is om hierdie liggaam dood te maak. Die ergste wat die wêreld kan doen, is om hierdie liggaam af te takel, wat in elk geval verganklik is. Maar ons strek ons uit na 'n heerlikheid wat vir ons wag, wat groter is as hierdie wêreld. En so my hoop is nie in wat ek uit hierdie wêreld uit kan vat nie. In die 1980s was daar 'n baie populêre gesegde gewees: hy wat met die meeste speelgoed sterf wen. Malcolm Forbes het dit bekend gemaak. Hy het soveel dinge versamel en hy's verskriklik ryk gewees. En hy het gehou van hierdie gesegde: ek het die meeste speelgoed, ek wen. Wie ook al die meeste dinge aan die einde van die lewe het, wen die geveg. Ek het gewen in die lewe want ek het soveel skepe, ek het soveel private vliegtye, ek het soveel dit, soveel dat, al hierdie dinge wat ons bymekaar kom, ek het soveel geleerdheid, ek het soveel al hierdie ander dinge. Nee, dit is maar net om te wen in hierdie lewe. Ons is meer as oorwinnaars, van ons wen in die lewe hierna. Ons oorwin hierdie lewe en hierdie tekortkominge. En so ons het 'n groter hoop wat vir ons wag. Ons is meer as oorwinnaars.
En hy kom by die oortuiging, hy sê ek is immers daarvan oortuig. En dan lys hy 'n klomp goed. Ek is oortuig. Nie die dood of die lewe sal my skei van sy liefde nie. Al sterf ek in hom en dan lewe ek in hom. Niks in die lewe gaan my van hom afskei nie. Geen engele nie, geen bose magte nie. Ek weet nie hoekom party mense bang is vir die geeste in die lig nie. Hulle wil elke ding bestraf wat hulle sien. Elke bossie. Ek het groot geword in daai tipe bewegings waar mense net alles wil straf. Genigtig man, laat die duiwel doen wat hy wil doen. Ek gee nie om nie. Ek is meer as oorwinnaar deur Christus wat my die krag gee en wat my lief het. Moet ek teen hom opstaan? Absoluut. Maar hy het hom klaar oorwin. Hoekom sukkel ek? Hy gaan my nie skei van die liefde van God nie. Selfs nie is die engele nie. Sê, nie is die dinge wat nou gebeur nie is die dinge wat met jou gaan gebeur, gaan jou skei van die liefde van God nie. Ons is onseker oor die toekoms. Party van ons is onseker oor die huidige en die teenwoordige tyd. Niks kan jou skei van hom nie. Niks wat nou gebeur nie, niks wat gaan gebeur nie. So moenie bekommerd wees of daar ooit iets is wat gaan gebeur wat jou wegvat van die Here af nie. Nee. Jy is verseker en vir ewig in sy hand vasgehou en niks kan jou uit sy hand uitruk nie. Hy self sal sorg dat jy verlos word. Geen kragte nie. Wie hulle ook al mag wees nie. Geen afstand. Ek hou van hoe hy sê dat geen hoogte of geen diepte kan ons skei van die Here. En dit dink jy aan Psalm 139. Waar sal ek gaan om van die Here weg te kom? Sal ek gaan in die diepste donkerte in die hel in? Daar is hy. Sal ek gaan na die hoogste hemele? Daar is hy. Waar ook al ek gaan, ek kan nie wegkom van hom af nie. Want hy het my so ontsettend lief dat hy nie gaan toelaat dat ek uit sy hand uitgeruk word nie. So hy gaan my soek waar ook al hoe diep ek in die grond is of hoe hoog ek dink ek is. Hy sal my bring na hom toe. So of jy op die hoogte van jou professionele lewe is en alles bereik het, as dit jou weghou van God af, gaan hy jou bring na waar hy is. Of jy in die diepste van jou bekommernis is vanmôre, in die diepste van jou depressie en weet, ek weet nie hoe ek uit hierdie probleem uit gaan kom nie, hy gaan jou opbring uit dit uit, na hom toe. Want niks kan jou uit die hand van die Here uitruk nie. So groot is sy liefde vir ons. Die mense verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Dis hoekom ek die liedjie gekies het vanmôre. Dis so 'n eenvoudige sonnaarskoolliedjie. Die liefde van Jesus is wonderbaar. Wonderbaar vir my. Niks in hierdie skepping nie. Niks wat bestaan nie, sal ons ooit kan skei van die liefde van God in Christus Jesus, ons Here nie. Ons verlossing, ons vrede, ons geregtigheid, alles is opgesluit in Christus Jesus. Al hierdie dinge gaan vergaan, maar Christus bly vir ewig. En daarin is ons verlossing gegrond, broer en suster. Vanmôre besef dit, dank die Here dat my verlossing nie gegrond is op hoe lief ek Jesus het op 'n Woensdag nie. Want party daar voel dit nie asof ek hom lief genoeg het nie. Ek weet nie of julle al ooit so gevoel het nie. Partykeer voel dit net, joh, ek het maar 'n bietjie lanklaas met u gepraat, Here. Geen hoogte, geen afstand, geen huidige, geen teenwoordige, geen verlede, niks kan ons skei nie. Want ons is die geliefdes van God in Christus Jesus. En omrede hy ons liefhet, is ons vanmôre verlos. Omrede hy alles gedoen het wat nodig is, staan ons vrygespreek.
En so die hele kruin van Paulus se brief tot en met nou, na daai hele berg wat ons geklim het, van Romeine 3 vers 21 tot nou toe, eindig op hierdie hoofstuk, hierdie gedeelte. Niks en niks sal my kan skei van die liefde wat ek in Christus Jesus het nie. En staan verseker, broer en suster, in daardie woord vanmôre. As jy twyfel, kom lees hom weer. Lees hom totdat jy hom glo. Bid dit totdat jy dit verstaan. Selfs in daai oomblikke wat jy dit nie voel nie, glo dit totdat jy dit voel. Amen. Vader, ek bid dat U hierdie heiligheid aan ons sal openbaar, hierdie liefde aan ons sal bekend maak, Here, op 'n manier wat ons 'n versekering sal gee wat die wêreld nie kan skud nie. Here, ek weet dikwels is daar in ons lewe dinge wat gebeur, wat ons wegvat van U af. Maar ons is nooit regtig weg van U af nie. Nee, U hou ons vas, Here. U bewaar ons. Ja, ons mag dalk struikel en val, Here, ons vang soveel nonsens aan. Soveel sonde, soveel ongeregtigheid, ons val ver te kort, Here. Maar dankie dat ons vanmôre geherinner kan word dat ons verlos is op grond van U liefde vir ons, U heiligheid wat nie wankel nie, U ewige liefde wat ewig staan. Wat sal ons skei van U af, Here? En ek bid dat as daar enigeen is in hierdie plek vanmôre, Here, wat twyfel oor U liefde vir hulle, mag hulle herinner word dat U het hulle lief vanmôre. Mag hulle harte sing van U liefde, Here. Here, mag ons hier uitgaan en daardie liefde uitleef, Here, en uitbasyn, Here, aan die wêreld wat dit so nodig het. Nie 'n goedkoop liefde wat die wêreld gee, wat gebaseer is op hoe ons doen nie, en of ons perfek is in ons liefde nie, maar Here, 'n liefde wat deur al die foute kyk en deur al die sondes kyk, en sê ek besluit om lief te wees vir my kinders, en niks sal my uit hulle hand uitdruk nie. Mag ons daardie selfde liefde vir mekaar, Here God, en vir ons medemense hê. Dat ons nie lief het omrede hulle iets vir ons doen nie, maar dat ons lief is vir hulle omrede U ons lief het. En so ek bid, Here God, dat U liefde in ons harte uitgestort sal word, in die volheid van die Gees wat in ons is. Dat U ons verder sal vat, Here, in hierdie week, Here God. En ek bid vir hulle wat vanmôre nie hier is, Here, dat U hulle ook sal seën. Dat hulle ook vanmôre sal besef dat geen afstand, geen hoogte, geen diepte of geen kilometers hulle sal skei van die liggaam van Christus nie, en daarom is hulle altyd deel van ons, waar hulle ook al is vanmôre, Here. Ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Ek dink voordat ons gaan, Peggy, jy verjaar hierdie week, né? Vrydag. Okay. Ons gaan vir Peggy bid, dat sy dit hier haar seën van die jaar, so strek julle uit vir Peggy. Vader, ons bid, Here God, dat U seën ook oor Peggy, Here, dat U met haar sal wees in hierdie jaar wat kom. O Here, dat U haar hart sal vashou, Here, in U hande, Here God. Dat U haar sal seën met 'n groot liefde, met 'n groot krag, Here God. Here, dat sy sal suksesvol wees in alles. Here, my God, en alles wat sy beplan, en alles wat sy aanpak, Here, dat sy geseën sal wees, Here. Mag U hand oor U dogter wees. Here, mag U haar vashou en styf vas en bewaar in alles. In Jesus naam. Amen en amen. Mag jy geseënde verjaarsdag hê. Gaan in seën van die Here. Amen.